In die bulletin, Hamas stem in tot 'n vredesplan in Gaza en meer as 100 mense in Kaapstad binne 1 week vermoor. Goeiedag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie heel laaste dag van Julie 2026. Donald Trump se Vredesraad het vroeër vandag bevestig dat Hamas tot 'n vredesplan ingestem het, waar volgens die islamitiese beweging homself in fases sal ontwapen. Daarmee saam moet Israel uit Gaza onttrek. 'n Lid van Hamas se afvaardiging het gesê die deurvoering van die plan sal afhang van Israel se implementering daarvan en dat hulle nie sal oorgaan in aksie alvorens Israel nie die ontwapeningsooreenkoms goedgekeur het nie. Egipte sal bemiddelaars van onder meer die VSA, Qatar en Turkye huisves om te verseker dat daar gehoor gegee word aan die tweede fase van die sogenaamde Gaza-padkaart. Die VSA se president het gesê die plan sluit 'n nuwe Palestynse regering in wat nou saam met die Vredesraad sal werk tot voordeel van die Palestynse mense. Die DA het hofstukke in die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien om 'n regstryd te begin oor die omstrede aanstelling en reuse salarisverhoging van die sekretaris van die parlement, Xolile George. George se salaris het glo binne maande na sy aanstelling in 2022 met 70% gestyg, van R2,6 miljoen tot meer as R4,4 miljoen. Die DA voer aan dat die destydse speaker, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, en die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Amos Masondo, die parlement mislei het om sy aanstelling goed te keur op grond van 'n laer salarispakket. Die party wil hê die hof moet die aanstelling en salarisverhoging as onwettig en ongeldig verklaar in 'n poging om groter deursigtigheid en aanspreeklikheid in die parlement te verseker. Die DA gaan hof toe oor die aanstelling en salarisverhoging van die sekretaris van die parlement. Die sekretaris van die parlement is ons insiens onregmatig aangestel in 2022 en hy het kort daarna 'n salarisverhoging gekry van 70%. Sy salaris op hierdie stadium staan op R4,4 miljoen per jaar plus addisionele voordele. Die DA glo dat die parlement se mees senior staatsamptenaar moet iemand wees van integriteit en dat die parlement verdien om bestuur te word deur mense wat openlik en deursigtig die parlement kan laat werk. Dit behoort 'n instansie te wees waarop ons almal weer kan trots wees. Die Ekurhuleni Metro het 3 senior amptenare afgedank vir beweerde bedrog en korrupsie. Dit sluit die regshoof, Kemi Bihari, en die hoof van menslike hulpbronne, Linda Kasheka, in. Hulle is voor die Madlanga-kommissie by ongeruimthede betrek vir al die versuim om op te tree teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi. Meer as 100 mense is die afgelope week in die Wes-Kaap vermoor, waaronder 'n 18-jarige meisie van Mitchells Plain. Gemeenskapsleiers sê al word verdagtes daagliks in hegtenis geneem en al word daar op vuurwapens en dwelms beslag gelê, is dit nie genoeg om die geweld te stuit nie. Meer as 'n dosyn tieners is van dese maand doodgeskiet en daar is kommer dat al jonger mense by bendes betrokke raak. Die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris sê die bekamping van bendegeweld is sy hoogste prioriteit en dat 'n plan reeds in werking gestel is. Die kabinet het die indiening van 'n koalisiewetsontwerp in die parlement goedgekeur met die oog op groter stabiliteit in munisipale rade na die plaaslike regeringsverkiesing. Die wetsontwerp stel onder meer bindende skriftelike koalisieooreenkomste voor en beperk mosies van wantroue om politieke onstabiliteit te verminder en dienslewering te beskerm. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sê die wetsontwerp moet verantwoordbare koalisieregering bevorder. Die kabinet het ook 'n wysigingswetsontwerp oor kieswette goedgekeur om die wetgewing vir die Novemberverkiesing op datum te bring, as ook 'n wetsontwerp wat die meer as 70 jaar oue wet op oproerige byeenkomste sal herroep. Die kabinet sê 68.327 mense is in die 5 weke tussen 14 Junie en 24 Julie gerepatrieer as deel van die regering se verskerpte optrede teen onwettige migrante.
Volgens die minister in die presidentskap, Khumbudzo Ntshavheni, is 81% van die gerepatrieerdes Malawiërs, 16% Zimbabweërs en 3% Mosambiekse burgers. Agri Limpopo het luitenant-generaal Jan Skeepers geluk gewens met sy aanstelling as nuwe polisiekommissaris in Limpopo. Volgens die organisasie is Skeepers, 'n man met integriteit, 'n toegewyde spanspeler en 'n leier wat die belangrikheid van samewerking tussen die polisie, georganiseerde landbou en landelike gemeenskappe verstaan. Agri Limpopo het hom sukses toegewens in die pos en sien daarna uit om hulle konstruktiewe werksverhouding voort te sit om landelike veiligheid te versterk en die veiligheid en sekuriteit van alle gemeenskappe in Limpopo te verseker. Draai die nuus hier op Pretoria FM se sosiale media platforms. Laat weet ons ook wat jy dink van hierdie en die ander nuus vroeër in die week in die kommentaar kolom hieronder. My naam is James Kemp en ek hoop jy het 'n lieflike naweek verder.